Baie welkom by nog 'n episode van ons Koffiekuiers. Ons is steeds besig met die boek Handelinge en ons gaan vandag van vers 14 af verder saam lees. Nou, waar pas hierdie gedeelte wat ons gaan lees in die boek Handelinge in? Ons sal sien dat hierdie is nou die eerste groot openbare preek van die kerk nadat die Heilige Gees uitgestort is. Ons weet dit was ook die begin van Pinkster en hierdie is baie meer as net 'n gevoel. Dit is 'n gebeurtenis wat verklaar en verkondig moes word. En daarom kom Petrus dan nou op en in die verhaal in en ons sien dat hy nou nie as 'n solo of 'n solo held optree nie, maar hy doen dit onder leiding van die Heilige Gees wanneer hy hierdie skare aanspreek en vir hulle die woord oopmaak. Hierdie toespraak wys ook vir ons hoekom Handelinge so uniek is. Lukas gee vir ons nie net 'n klomp stories nie, maar hy gee ook eintlik hierso toesprake wat die teologie van die vroeë kerk hoorbaar maak. En daarom is hierdie 'n klassieke voorbeeld eintlik ook van vers 14 tot 36 van hoe die Gees werk. Die Gees skep nie 'n geloof wat los is van die woord nie, maar dit dryf juis die kerk terug na die woord toe om dit te gaan ondersoek en te leer en dan op die ou end vir Christus Jesus se werking ook suiwer te verkondig. Nou dit is presies wat Petrus hier doen en dis eintlik wat ons ook elke Sondag in 'n erediens doen of elke keer as ons die woord oopmaak en saam lees en bestudeer. Maar kom ons kyk dan daarvan vers 14 af, Petrus se toespraak op die Pinksterdag. Toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos wat julle gedink het nie, want dit is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien. Die ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug, wonders onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi, voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het self besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en doodgemaak. Maar God het hom van die smart van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel. Ja, meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want U sal my nie aan die doderyk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat U troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vervul. Dan haal hy verder aan van Dawid en dan gaan ek hierdie gedeelte afsluit. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan, daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy wat die Heilige Gees van wat beloof is van die Vader ontvang het en uitgestort het. Dit is wat julle nou sien en hoor. Dawid het nie na die hemel toe opgevaar nie en tog sê hy, die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. So ons gaan net eers tot so ver lees. Nou Petrus begin deur die skare se verkeerde verklaring hierso reg te stel, want hulle het gedink hierdie groep is dronk en daarom wil hy baie duidelik sê dat dit wat hier gebeur is nie toevallig nie. Dis nie deur mense wat dit gebeur nie, maar dit is 'n vervulling van 'n profesie wat God eintlik beloof het deur Joël. So Petrus fokus dan ook in hierdie preek
op een kern, en dit is op Jesus se lewe en dood. Want dit is op die ou end waarby die evangelie ook staan of val. Is die feit dat Jesus geleef het, dat hy dood is, maar dat hy ook opgestaan is. En deur hierdie teken wil hy dan vir ons ook dit verklaar en betekenis gee. So die hart van sy argument is die opstanding. Die groot bewys dat Jesus nie deur die dood gevange kon gehou word nie, maar dat hy wat as die gesalfde van God is, dat hy weer opgewek is vir elkeen van ons. Maar wat ons ook moet raak sien is, hy wil hê die hele Israel moet hierdie wonder van hoor. Hulle moet weet dat hierdie gesalfde, die lankverwagte Messias, het ook nou reeds gearriveer en het opgetree. So, as 'n mens gaan kyk daarvan vers 14 tot 15, dan sien jy, Petrus tree nie alleen op nie, maar hy staan saam met die ander 11 op, en dit wys vir ons van die begin af, dat hierdie roeping en hierdie verkondiging gebeur gemeenskaplik. Dit gaan nie net hier oor Petrus en sy persoonlike opinie nie. Ons sien ook dat die Gees, soos wat hy in die vorige gedeelte, deur kragtige tekens gewerk het, dit nie al maniere is hoe die Gees werk nie, maar dat die Heilige Gees ook deur verkondiging en verduideliking ook werk. En dit is wat Petrus dan ook hier doen. Hy help die gehoor nie net om te sien nie, maar ook om reg te luister. So, hierdie opening wil vir ons wys dat die kerk van die begin af, was hulle nie bang gewees om die waarheid te verkondig nie. Hulle het hulle self ook oopgestel vir kritiek, en daarom was daar ook, sien ons in die gedeelte, die manier hoe Petrus hierdie mense aangespreek het, omdat hulle verward was, en party was verbaas, en party het gesê hulle is dronk, en so het hy gekom, en hy was bereid om hierdie kritiek te hoor, maar om dan helder en eerlik ook vir hulle te verduidelik wat God besig was om te doen. En hy doen dit deur te bevestig wat uit die Ou Testament gebeur het. Onthou, Jesus het dit self gesê, dat hy kom nie om die wet en die profete ongedaan te maak nie, maar juis om die volle skrif te vervul. So, dis interessant dat hy dan hierso vir Joël as profesie of as 'n sleutel gebruik, want Joël het ook baie gepraat oor die laaste dae, die Yom Yahweh. Petrus wil daardeur sê, onthou, hierdie is nie my teorie nie, maar ek kom sê wat God deur die profeet Joël al baie lank terug gesê het. So hierdie frase in die laaste dae beteken dat God nou met 'n nuwe fase ook gaan begin. En dit wys vir ons dat Pinkster is nie net 'n geringe gebeurtenis nie, maar dit vorm eintlik deel van God se eindtydplan wat ook nou reeds begin het. So as Petrus sê die Gees word op alle mense uitgestort, dan is dit ook soos in daardie tyd wat Joël geprofeteer het. Maar hy wil ook daardeur sê, onthou, die feit dat die Gees op almal uitgestort word, beteken nie dat almal outomaties gered word nie. God stel sy Gees beskikbaar, soos wat hy dit ook vir die volk Israel beskikbaar gestel het. Dit word nie net beperk tot 'n paar spesiale mense nie. En daarom moet jy steeds onthou dat as 'n mens die Gees ontvang, is dit nog steeds jy wat daai keuse gaan moet maak om hom in te nooi. Nou dan begin Petrus en dan beskryf hy dat seuns en dogters en jong mense en ou mense almal betrokke is ook in die verkondiging van hierdie boodskap. En dit wil vir ons sê, God beperk hom nie net tot een generasie of een geslag nie, maar dat die Gees die hele gemeente, eintlik 'n hele nasie in beweging bring. En daarom het ons elkeen, ook as ons dink oor ons rol as lidmate, die amp van die gelowige, het elkeen van ons ook 'n roeping om hierdie verkondigingswerk in ons daaglikse lewe ook te doen. Hierdie herhaling dat hulle as profete sal optree, beteken daarom ook dat God verwag van ons dat ons nie sal stil bly nie, dat ons die waarheid ook eerlik en reguit en onverskrokke, sonder vrees, ook sal verkondig. Ons sien weer, soos in die vorige gedeelte, ook hierso die tekens van vuur en weer eens die verwysing na rookwolke en 'n donker son en bloedrooi maan. En dit wys vir ons iets van die oordeel, van die redding wat uiteindelik gaan plaasvind. Amper 'n vooruitskouing wat Petrus hierso kom bekend maak. En hierdie aanhaling wat ook uit Joël uitkom, gebruik Petrus dan, maar hy wil nie hê mense moet bang wees as hulle hierdie boodskap hoor nie. Die idee is nie om mense met vrees te vul nie, maar om te sê en te beklemtoon dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So hierdie redding
is nie 'n selfhelpprogram nie, maar is eintlik 'n wonderlike troosboodskap ook van hoop, dat dit vir almal van ons beskikbaar is. Hy verwys ook in die gedeelte na Jesus van Nasaret, en dit doen hy omdat Jesus daardeur te kom bevestig, hy was werklik 'n historiese persoon. Ja, Petrus sê, God het Jesus aan julle bekend gestel, maar hierdie Jesus was ook in die bediening aan die werk tussen mense, en het hy dan ook 'n lewe gehad, 'n gewone lewe soos ons, en kan ons ook met hom identifiseer. Daarom is dit 'n boodskap wat nie iewers in 'n geheime kamer gebeur nie, maar Jesus se hele bediening het voor mense afgespeel. En dit maak dit ook vir ons dan nog meer gesagvol, dat dit nie net iets uit die hemel is wat misterieus bly nie. 'n Verdere interessante iets wat 'n mens moet raak sien in hierdie gedeelte is dat Petrus nie net verwys na Joël nie, maar dat hy ook Dawid se woorde gebruik, wanneer hy ook gaan leen by hom uit die Ou Testament uit. So weer eens, die vroeë kerk staan nie los van dit wat in die Ou Testament gebeur het nie. Hierdie is nie net los stukkies geskiedenis nie, maar daar's 'n goue draad wat van Dawid af en die profete 'n pad eintlik oopmaak en gelyk maak na Jesus toe. Nou die aanhaling wat hy hier gebruik kom uit Psalm 16, en dit beklemtoon ook iets van die vertroue en die vreugde en die hoop wat daar is in hierdie verlossing boodskap. Petrus gebruik hierdie Psalm om ook te wys dat God se troue dienaar, wat nou Dawid was, nie in die doderyk ook gelaat sou word nie, maar dat hy ook eendag weer sal opstaan. Maar nou moet ons onthou, Dawid het gesterf en Dawid is begrawe. So wanneer hy oor hierdie persoon, hierdie troue dienaar praat, dan moet ons ook besef, dit is nie eintlik Dawid waarna hy verwys word nie, maar dat dit eintlik hier gaan oor die Messias, en hierdie lyn wat van die Ou Testament afkom, na iemand wat nie in die doderyk oorgelaat kon word nie. So van die vroegste tye af, wil hy eintlik maar net hierdeur sê, is die Messias al 'n werklikheid, en gaan hierdie profesie nou ook in vervulling. En daarvan sê hy, is ons almal getuies. En dit wys maar net weer, dat die kerk nie op gerugte gebou is nie, maar op ooggetuienis van die apostels, en ook hierdie boodskap wat uit die Ou Testament uitkom. Ek dink as 'n mens saam hierdie twee gedeeltes, die eerste gedeelte wat ons verlede week behandel het, van vers 1 tot 13, en dan nou ook hier waar hy dan nou preek, as 'n mens dit sou gaan opsom en vra, maar wat beteken dit vir die kerk ook vandag, dan dink ek in die eerste plek wil die Heilige Gees mense nie net kom oorweldig met tekens nie, maar hy lei ons om die woord te verstaan, om met begrip te lees, maar ook om Jesus helder en duidelik te sien skyn uit die boodskap uit. So hierdie preek van Petrus wys vir ons dat die kern van die evangelie is die kruis en die opstanding. En omdat Petrus Jesus se dood en God se opwekking eintlik as die grootste draaipunt van die geskiedenis sien, is dit waaroor hy preek. Hierdie preek wys ook vir ons dat Pinkster gaan uiteindelik oor Jesus se troon, sy troonbestuiging, en die uitstorting van die Gees is eintlik vir ons 'n bevestiging en 'n heenwys dat Jesus nou verhoog is, dat hy op die troon sit en dat hy nou as die Here regeer. Daarom is die uitstorting van die Gees nie 'n vreemde nuwe beweging nie, maar is eintlik 'n vervulling van God wat lankal in die skrif geskryf is en vir ons beloof is. So die kernboodskap, as ons kan saamvat, is dat die kruis nie die einde was nie, dat dit nie geëindig het by die dood nie. God het Jesus uit die dood opgewek, die dood kon hom nie vashou nie. En met die uitstorting van die Gees word hierdie waarheid eintlik finaal ook bevestig, dat Jesus opgevaar het, dat hy aan die regterhand van God sit, dat hy verhoog is en dat hy regeer. En so word elkeen van ons met hierdie waarheid gekonfronteer. Maar ons, of ons oud of jonk is, man of vrou, of soos wat Joël se profesie ook sê, verskillende mense is uit verskillende seisoene ook van ons lewe, word gebruik om hierdie waarheid ook te gaan verkondig. En dit vra op die ou end 'n reaksie van ons, dit vra 'n stuk gehoorsaamheid. Want net soos wat Handelinge 2 die geboorte van die kerk inlei, so het ons ook die verantwoordelikheid om vandag die koninkryk aan te hou bou, en nooi die Here jou en my uit. So volgende week, dan gaan ons verder gesels, dan gaan ons al van hoofstuk 3 af, en dan kyk ons hoe hierdie nuwe koninkryk deur die kerk dan ook gestalte kry. Dankie dat jy ingeskakel het.
Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kerk. Dankie dat dit 'n klein deel is van wie U is en dat U vir ons, U kinders ook kies om deur die kerk ook instrumente te wees in 'n stikkende wêreld van U liefde en U hoop. Dankie vir mense soos Petrus en die disippels wat in baie moeilike omstandighede bereid was om die waarheid te verkondig. Dankie dat ons ook vandag weer kan hoor dat elkeen van ons ingenooi word en toegerus word om dieselfde te doen, om die waarheid ook vir mense te gaan verkondig oor wie U is. Maar ons weet ook, Here, ons leef in tye waar mense baie kere makliker na ons voorbeeld as na ons woorde kyk. Daarom bid ons dat U vir ons as kerk, maar ook as lidmate van die kerk, as gelowiges wat elke dag tussen ander mense en in die wêreld beweeg, dat mense deur ons voorbeeld sal kan sien dat U die verhoogde, verhewe Heer is. Dankie dat U gewone mense soos ons gebruik om U naam ook groot te maak. Amen.